Baie welkom saam met ons by Lamstraat Campus. Ek is pastoor Marius Swanepoel, die senior pastoor van Huis van Heerlikheid. Ons is baie bly en opgewonde dat jy gekies het om saam met ons te kan wees. As jy meer van ons wil weet, ons is op alle sosiale platforms. Gaan geloer gerus in. En ook as jy meer wil weet voor diens of na diens, gaan gerus na een van ons dienaars. Hulle is die ouens met die grys golfhempies en hulle sal vir julle reg assisteer. En geniet die diens saam met ons. This is the year of faith in action. Goeiedag. Vandag wil ek met u gesels oor partnering met Faith in Action. Pastoor Marius het die visie gekry van Faith in Action en 'n gebou wat God vir hom gewys het. Gebou wat ons 50 miljoen rand kos. Vir u klink dit dalk na baie, maar vir God is dit minimaal. En as ons in hierdie visie van God inkoop en deel is van die partnering, doen ons dit nog hierdie jaar vir God se koninkryk. As u wil deel word van hierdie partnering, is u meer as welkom om ons te kontak en ons sal sorg dat u die besonderhede kry om dit te EFT vir ons. Onthou net om vir ons op te sit Partnering Faith in Action. En as u in een van die kampusse is, daar is 'n koevert by die inligtingstoonbank, kry dit, vul dit in en maak dit met God vas. Dis 'n bedrag wat u elke maand vir hierdie saak sal saai. Dis nie u tiende nie. Dis 'n saad wat u saai vir siele oes. En as u nie 'n prediker is of 'n evangelis nie, is hierdie die ideale geleentheid om deel te word aan hierdie kroonoes vir die siele wat gaan inkom.
Goeienaand. Ek dink ek gaan maar bo staan. Ek dink julle gaan my sien as ek hier onder staan nie. Is julle opgewonde om in die huis van die Here te wees? Amen. Ek gaan gou vandag begin met die afkondigings. Dan sê, wie se eerste keer is dit hier vanaand? OK. Nee Eugene. Julle wat julle hande opgesteek het, hou dit gou op asseblief. Ons wil vir julle 'n kaartjie gee, dan kry julle 'n gratis koffie. Sê, kom ons verwelkom hulle bietjie julle. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Dan sê, dan die offers, ons gaan dit weer opneem met die eerste lied, soos ek van die stage af klim, gaan die offermandjies opkom. So julle kan julle offers uithaal, julle saad so lank, ons gaan oor dit bid net voor ons begin. Dan pastoor waarderingskoeverte, dit is agter by die infodesk. Ek sê vanoggend vir die gemeente in Cheystraat, dit wat pastoor in ons al ingeplant het, kan geen randwaarde vir hom dankie sê nie. So kan ons net gou vinnig net die vader van die huis eer gee en vir hom sê dankie. Ons weet sy beloning is eendag in die hemel en is baie groot vir dit wat hy vir ons gedoen het. Maar daai klein bederfie gaan help. Dan Vrouekamp in Jeffries, soos ek vanoggend gesê het, die kontaknommer, julle kan dit net kry. Dit sal op die bord wees en dan kan julle net vir Marley kontak as julle enige vrae het. Dan het ons 'n pre-drive-through volgende naweek hier by Lamstraat tussen 10 en 1. Soos ek vanoggend gesê het, as julle enige iemand wil help, as julle weet van iemand wat gebed nodig het, bring hulle na die huis van die Here toe. Die woord van die Here sê ons sal hande op die siekes lê en hulle sal gesond raak. So daag op met hulle en ons glo in die genesings. Ons bid al vooruit dat dit wat die Here wil doen sal so wees in Jesus naam. Dan het ons 'n meeting, almal wat betrokke is by die uitreiking volgende naweek, net 6 uur na, 6 uur, is nou 6 uur, na die diens hier in die bidkamer by mekaar kom, laat ons gou vinnig die reëlings kan tref voor volgende naweek. Dan het ons 'n uitreiking, ons jeug hou 'n uitreiking by 'n kinderhuis. Ons sal nog die datum vir julle laat weet, maar as enigiemand voel hulle wil saai in dit in, ons gaan springkastele doen, ons gaan braai, ons gaan partypacks vir hulle doen, net om vir hulle die liefde van Jesus te gaan wys, om te wys daar's iemand wat hulle regtig liefhet. So as julle voel julle wil betrokke raak of julle wil saai in dit in, waar's Keegan? Staan op Keegan? Kan julle net met Keegan praat as julle wil saai in dit in, en dan as julle dit EFT, kan julle net jeug as 'n reference gebruik. Daar sê, en dis dit. Is julle reg? Is julle reg om te worship? Nou kom ons staan. Kom ons groet gou vinnig, beweeg gou uit jou bank uit, dan gaan groet jy iemand daarso. Dan high five het die een daar agter jou. Okay. Nou kan ons ook ons koning bo koning, die naam bo elke naam, ons kan hom net verwelkom, Jesus Christus, die een waarvoor ons almal hier is vanaand. Asai. Kom ons sluit gou die oë en ons begin. Almagtige Vader, Here, dankie dat ons almal hier by mekaar kan kom, my Vader. Dankie dat dit wat U wil kom doen, so sal wees vanaand in Jesus naam. Dankie dat die Heilige Gees in beheer is van die diens, my Vader. Here, ek bid dat die Heilige Gees ons kom bedien met sy krag vanaand, Here. Here, soos Paulus sê, ons kom nie net in woord nie, ons kom in krag, my Here. Here, vanaand wil ons dit sien gebeur, my Vader. Here, kom wys vir ons dit wat U vir ons wil wys, my Vader. Kom maak vir ons oop die ondeurgrondelike dinge, my Vader, wat ander mense nie weet nie, my Here. Here, ek bid vir iets nuuts in die gemeente. Here, soos die worship begin, my Vader, elke ketting gebreek in die naam van Jesus, elke mismoedigheid gaan, elke gees van depressie sal gaan in die naam van Jesus, elke kranke gees gaan in die naam van Jesus, elkeen wat division wil bring, gaan in die naam van Jesus, Here. Here, ek bid vir vrede, liefde, my Vader, 'n tasbare teenwoordigheid van die Heilige Gees in die huis vanaand, my Vader. Here, alles sodat U verheerlik kan word. In Jesus naam, amen.
Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Hey. Every praise is to our God. Oh, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yeah. Oh, thank you, Lord God. Oh, you're my healer. Oh, God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. 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 Yes, He is to our God. Oh, we give you praise tonight, Jesus. You are my healer, my redeemer. Ooh, oh, you are my Savior. Oh, we worship you tonight, Jesus. Hallelujah. God, my God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer.
place, Holy Spirit. Oh, we surrender to you, Jesus. Ooh, here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Yeah. Oh, come, Holy Spirit, you're welcome in this place. Yes, we're making room for you. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Yes, and I will make room for you, oh God, to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, your way is better. Yes. Oh, thank you, Lord. Your way. Only your way, Jesus. Only your way, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, Lord. Oh, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come, Holy Spirit, we're making room for you. I surrender tonight, God. Everything, everything. I lay it down. I lay it down.
traditions, break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my traditions, break down the walls for my traditions. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my traditions, break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my traditions, break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, Jesus, it's all about you. It's all about you, the great I am lives in me. El Shaddai, Prince of Peace, Emmanuel, here with me. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be
to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Ek dink ons kan dit beter doen vir die koning bo alle konings. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. He's great. What the name of Jesus. He is great. He's wonderful. He's magnificent. He's powerful. He's awesome. What a mighty God. Ons is so bevoorreg om in sy teenwoordigheid te kan wees. Ons is so bevoorreg dat hy met ons wil praat. Die koning van die heelal, die God van die universeel, het jou en my gekies. Hy met ons wil hy praat. Hy wil jou deel die geheimnisse wat jy nog nie ontdek het nie. Hy wil jou lei, hy wil vir jou sorg, hy wil vir jou voorsien, hy wil vir jou beskerm. En hy is so, wat 'n voorreg, dat God met my wil praat. Dink net daaraan, dat God met jou wil praat. Die God wat mens geskep het, die God wat die hemel en aarde geskep het, die God wat die engele geskep het, wat bemoeienis maak met ons, en met ons wil praat. En dit is net amazing. Op hierdie oomblik wil ek net gou my vroukie voor. Ons is, môre is ons huweliksherdenking. En ek wil net sê vir my vroukie, ek wil ons voor onderstaan. Dankie. Ag, ek wil sê dankie dat jy my gekies het. en dat jy altyd dieselfde is, en so mooi is. En dat jy aan my sy staan. Jy is nie net my vrou nie, maar is ook die moeder van hierdie huis. En mag die Here jou net ryklik seën. Amen. Ek kan nie daai ene vergeet nie, maar môre is dit ons huweliksherdenking. Ons het gemaak. Wat is grace, dis genade. En gee erkenning jou maat. Die maat wat God aan jou gegee het. Van hier is al 40 jaar by mekaar dieselfde een. En dit is grace. Iemand is nou die dag 10 jaar. Ja, 10 jaar. Dis grace. Dis grace. En ek is bevoorreg om my seun en my dogter te kon trou. En hulle het hulle eie vandag. Pragtig. Maar kan ons die laaste keer net 'n lekker offer gee vir die Here? Glory to God. Wie kan die sitplekke neem? Wat 'n voorreg is dit so om net die naam van die Here net te kan besing. En wanneer jy hom besing, dan maak dit vir jou so sin van wie hy is. En dat jy die geleentheid kan hê om sy naam oor jou lippe te kan prewel. Oor hierdie God wat jou geformeer het, wat jou gekies het. Dis die eerste keer, dink ek, is nie seker nie, die ouens wat al lank by my is, dit is die eerste keer dat ek dieselfde preek wat ek vanoggend gepreek het, weer 'n keer op dieselfde tyd preek. En ek voel in hierdie week, toe ek nou so voor te berei, toe voel ek maar hierdie woord moet ons weer hoor. Want ons sit met 'n tweede gehoor, of 'n derde gehoor. Vanmôre was hier 'n ander gehoor. En vanaand is alweer
nog 'n gehoor. En die gehoor wat vanoggend in Cheystraat is anderste as vanaand. En die gehoor wat vanoggend hier was, is anderste as vanaand. En dit is 'n voorreg. En hierdie titel klink nogals wild. Dis nie die duiwel nie, dis jy. En dit klink wild, nee. Hoe kan jy nou sê, dit is nie die duiwel nie, maar dit is ek? Hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy dit waag om te sê dit? En ek wil vandag vir jou sê dat die grootste 99% amper van jou probleme is jy jouself. Is wat jy self veroorsaak het in jou eie lewe. Die besluite wat jy gemaak het sonder God. Die keuses wat jy gemaak het. En ons, die grootste vyand, het iemand eendag gesê, jou grootste vyand is jy jouself. En ons besef nie die enorme krag wat in ons is nie. Ons besef nie wie die een is wat in ons is nie. Die een wat met ons wil praat. Die een wat met ons wil wandel. Die een wat met ons wil sit. Maar ons kies soveel ander dinge, dat ons nie kom by God, dat hy met ons kan deel, sy hart nie. Ons het nie meer tyd vir die woord nie. Met ander woorde, ons maak nie tyd vir die woord nie. Netflix kry die meeste eer. Die nuus kry die meeste. Daar's soveel dinge wat die plek ingevat het met God. Ek wil nie met jou praat net om 'n woord te lees, om jou gewete te streel nie, maar praat maar wat jy regtig 'n studie maak van die woord van die Here en God praat met jou. Die ware vyand is dikwels ons innerlike mens. Die vleeslike mens teenoor die geestelike mens. En ek kan gelees in Galasiërs 5 rondom hierdie twee nature wat teenoor mekaar staan. En Paulus skryf, 'n natuurlike liggaam word gesaai. 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Laat my toe om die skrif jou te lees in 1 Korinte 15 vers 44. Hy sê 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. En volgens die ou Grieke het die natuurlike mens verwys na die mens se siel. Die siel van die mens. En dit het bestaan uit 5 sintuie. Ek het eendag gepreek, jare terug dink ek, oor die 5 konings wat jy dien. Die 5 konings. Wat jy ruik, wat jy voel, wat jy smaak, wat jy hoor en wat jy sien. Dis die 5 konings wat jy elke dag dien. En baie keer dien ons hierdie 5 konings baie goed. En hierdie 5 konings wat ons dien, maak dat ons God se gees van God nalaat in ons lewe. Dit maak baie keer dat ons eie gees kan verarm, dat ons meer staat maak op die 5 sintuie van ons lewens. Die geestelike mens is 'n innerlike gees wat die mens bewus maak van God, van goddelikheid en van God se teenwoordigheid. Jou innerlike mens het jy agtergekom soos vanaand en jy gehoorship het, as jy ingestel het en het gesing vanaand, dan dit maak jou bewustheid van God. En maak jou bewustheid van die een wat ons besing. En maak jou bewustheid van sy heiligheid, sy soewereiniteit, sy almag, sy heerlikheid, sy liefde vir jou, sy omgee vir jou. Dit bring 'n goddelike bewustheid vanaand. Die geesteswêreld is onsigbaar, maar werklik ewig van aard. Hierdie geesteswêreld wat ek en jy nie kan sien nie, is daar. Net soos hierdie wêreld wat jy sien en voel en smaak, is tasbaar, is vir jou, so is die geestelike wêreld wat onsigbaar is, 'n werklikheid.
En jou fisiese, hierdie jou siel kan dit nie beleef of dit verstaan nie, maar jou gees verstaan dit. Jou gees weet van dit. Die Bybel sê in Johannes 4 vers 24, hy sê God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Jy kan God nie halfpad aanbid nie. Jy kan nie vanmôre besluit, ek gaan nie, môre is maandag, dit is blou maandag en ek gaan nie die Here aanbid nie. Jy kan nie vanmôre besluit, ek gaan tussen die ouens wees daar by die werk en lekker grappe vertel en ons lag oor daai en die goddelikheid neem af in jou lewe en mense kan nie sien dat jy gister in die teenwoordigheid van God was nie. En die hartseer is dat soveel dit goed kan kom ons sê agter 'n weg kan kruip om nie te wys dat jy was in die teenwoordigheid nie, want jy skaam as gevolg, wat sal die ouens sê? Wat sal die mense sê? En dit is tyd dat ek en jy moet besef dat ek en jy gaan nie wegkom van God nie, want hy wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Die Bybel praat van dat aan die laaste dae sal daar baie afvallig wees van die woord. Daar sal meer liefhebbers wees van genot as vir God. Kyk maar hoe lyk die kerke oor die breedte vandag. Die kerke het hulle smaak vir God verloor. Het hulle liefde vir God verloor, het hulle eerste liefde verlaat. Was jy maar warm of koud, maar omdat jy lou is, spoeg ek jou uit my mond uit. En dit is iets nie om te hoor nie, maar dit is 'n werklikheid. Dit is 'n werklikheid en vandag weet God die inhoud en die diepte van jou verhouding met hom. God weet. Ek en jy kan dit nie wegsteek nie. Jy kan dit vir die mens wegsteek, maar nie vir God nie. Jy kan dit vir jou vrou nog wegsteek, jy kan vir jou man nog wegsteek, maar jy kan nie vir God wegsteek nie, want sy oor die grond, die hele aarde, om te kyk wie is wat hom in gees en waarheid aanbid. Wie is hulle wat uitverkoop is? Wie is hulle wie se harte tot God gerig is? Wie is hulle wat sê, Here, U is my alles, U is my bron, U is my lewe, U is my voorsiener. God is gees. En ons weet dat die engele is geeste. Die Bybel sê in Hebreërs 12 vers 23, hy sê, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is. Het jy geweet, daar is 'n lewensboek oor jou? Jou hele lewe is alreeds in die lewensboek opgeskrywe. Jou lewe handel, jou wandel is alreeds opgeskrywe voor God. En ek wil weer vir jou lees, hy sê by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdig is. Luister, die engele sien jou as regverdig voor God. Jou naam is geskrywe, die enigste ou wat jou naam uit die boek van die lewe kan uitvat, is nie die duiwel nie, dis jy. Ek en jy kan ons name uitvat, deur ongehoorsaamheid, deur die sonde weer toe te laat, weer jou eerste liefde verlaat van God af, weer dan in die wêreld gaan en die wêreld te gaan dien. Jy het nie nodig om terug te val in die wêreld so seer nie, maar jou verhouding, jou eerste liefde wat jy verlaat het. Die dinge wat vir jou saak gemaak het, maak nie meer vir jou saak nie. Dit wat vir jou wat tyd heilig was, is nie meer heilig nie. Niemand gaan God sien sonder heiligmaking nie. Heiligmaking is deel van jou lewe. Dit is die attribute van God, wie hy is. En ek en jy moet weet dat hy is 'n God, 'n goeie God. Ek en jy moet weet, hy is 'n God wat liefde is. Hy is 'n God wat omgee. En ek en jy dra dit saam met my, dra dit saam ons rond. Luister baie mooi, en ek wil hê, you must catch it in the spirit. Ons het dus 'n fisiese liggaam, met die ewige gees, wat as dit die liggaam verlaat het, in wese dieselfde vorm,
of die voorkoms as die fisieke liggaam het. En as ons kyk na Moses as 'n verduideliking op die berg van die heerlikheid, wil ek gou vinnig vir jou vertel. Moses het gesterwe. Hy is deur die engele sy begrawe en tot vandag toe die woord sê in Deuteronomium 34 vanaf vers 5 en 6, weet hulle nie waar sy graf is nie. Maar by die berg van verheerliking, ek gaan gou vir jou lees, en hy het voor hulle 'n gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son, dit is Jesus. En sy klere het wit geword soos lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Moses het gesterwe, maar die gees, sy siel, gees, mens, lyk presies dieselfde soos sy uiterlike. Wat ek vanaand vir jou sê, jou siel, gees, mens, lyk presies dieselfde as hierdie dop. Is julle met my? Jy lyk regtig nie soos Casper die Gous nie. As jy nog gedink het, jy's net 'n ou geesie wat daar rondweeg, nee. Jy kan duidelik aan almal sien, jy gaan, as jy tot dag tot sterwe kom, en as familie in die paradys, soos dit noem, dan sal jy hulle herken, en hulle sal jou herken. Jy gaan nie net lyk soos 'n geesiekie wat daar rondwandel nie. En ek en jy moet weet vandag dat ek en jy gaan verantwoording doen vir die lewe wat ons geleef het. Hierdie dop, hy gaan vergaan, sy tentwoning wat afgebreek word en teruggaan na die aarde toe. Maar jou siel, gees, dit is ewig. As jou siel, as jy goed die wêreld gedien het, en jou sielsdimensie luister, en daar's die wedergeboorte plaasgevind nie, dan mis jy God. Al het jy Christus aangeneem, jou persoonlike saligmaker, en jy nie volhard tot die einde toe nie, moenie daai nonsens glo, wat mense sê, dat jy eenmaal gered is, altyd gered is nie. Daar is nie so iets nie. Hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Jy moet as 'n effort van jou kant af. Jy kan nie tralalala net in die hemel inkom nie, net om jou hand vir die Here gegee het nie. Elke dag moet die ou mens afsterwe. Daar's 'n stryd tussen die gees en die natuurlike mens. Hierdie liggaam word gebruik as 'n werktuig, of vir die geregtigheid, of vir die ongeregtigheid. Jy kan kies aan wie jy meer gehoorsaam gaan wees. Gaan ek gehoorsaam wees aan my gees? My gees is gewederbaar. Nee, die woord van die Here sê, my gees is opgewek. My visie, my liggaam is 'n saad wat gesaai is. Kom ek lees vir u weer. Die natuurlike liggaam word gesaai. Met ander woorde, jy's geskep deur saad. Amen. Jy het nie net in die lig voel het jou aangebring nie. Die goeie Vader het jou regtig nie aangebring het. Jy as jy so gedink het, dis 'n wake-up call. Jy is geskep deur saad. Okay, as 'n paar jong mense het vanoggend op my groot oë aangekyk het, dat dit sê met saad, en sê hulle, waartoe gaan ons met hierdie ene? Maar jou natuurlike mens ek sê natuurlike liggaam word gesaai, maar die geestelike liggaam word opgewek. Wanneer word jou liggaam opgewek? Deur wedergeboorte. Jou geesmens was dood. Ons was dormant gewees. Toe jy bely jou sonde, toe wek jou geesmens op saam met Christus. Soos Christus gesterf het, so het jy opgestaan uit die dood uit. Jy leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek word beheer deur 'n ander natuur, nie die natuur van hierdie 5 konings, die 5 sintuie, maar ek word beheer en bestuur deur my gees. My gees wil aanbid, my gees wil heilig lewe, my gees wil skoon lewe, my gees wil geregtigheid nastrewe. Ek wil nie die sonde doen nie, ek haat die sonde. Ek hou niks van die sonde nie. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid voor God, dat ons moet reg lewe voor die Here. Luister, die woord van die Here sê, die innerlik, die werklikheid. In werklikheid het jy 'n tweeling. Jy het 'n tweeling. Jo, kyk hulle my net so aan. Jy het 'n tweeling. Jou geesmens, jou siel, kom ons praat jou siel. Hulle is presies so.
presies so. Jou geesmens, net so. En hierdie twee is in 'n stryd. In 'n stryd, wie gee ek regmatige plek in my lewe? As jou vrou weer onbeskof is, dan vra jy vir haar, wat 'n tweeling is nou hierso? Ek like nie daai ene nie. As jou man weer onbeskof is, en wat 'n tweeling is hierso? Wat 'n kortgebondigheid is hierdie? Wat 'n hierdie verergheid, hierdie geskel, wat ook al, hey, wie is die? Is die ou natuur, ek het daai ou natuur begrawe al baie lank. Het ek daai ou natuur begrawe. Maar hierdie twee is in 'n stryd betrokke en ingewikkeld. Die Bybel sê, en Adam het sy vrou geken. Wat beteken, hy het omgang met sy vrou gehad. En hy het haar ervaar. So wanneer God sê, ek het jou geken, beteken dat jy het 'n lewe met hom gehad. Met ander woorde, voor die grondlegging van die aarde, was my gees alreeds by God. My gees was alreeds by God. En my gees weet alles. My gees ken die einde voor die begin. My gees is ingelig. Maar my natuurlike mens maak dat ek vergeet het van wat my geesmens alreeds van weet. Baie keer het ons ek sê nou net van iemand, maar ek het 'n droom, 'n visie gehad, nie 'n droom nie, 'n visie. So hard en so duidelike visie, 'n groot goud. So. Groot goud staan voor my en dit is in my bereik. En dit is soos 'n mirage. En ek sê, Here, ek vat dit, want my gees het dit al reeds van die begin af geweet. Ek is gedestined vir miljoene. Ek is destined vir deurbrake. Want dit is God se gees wat sukses voortbring deur my verhouding met God. My innerlike mens weet al baie dinge wat my natuurlike mens nog nie van weet nie. Daarom is verhouding so belangrik. Daarom is gebed so belangrik. Daarom is dit so belangrik dat ek hoor wat die stem agter my sê, hierdie kant toe of daardie kant toe. Die wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Wie lei jou? Wie praat deur jou? Wat 'n opstandigheid kom deur jou? Wie maak jou so lelik? Hoekom tree jy so op? Jy sien, ek en jy het 'n verantwoordelikheid vir God, en ek kan nie sonder die gees van God bedien nie. Ek kan nie sonder die gees van God hierdie bediening staan nie. Ek het sy leiding, ek het sy insprake nodig, maar my gees is gekonnekteer met God se gees. En dit beteken, jy het 'n ervaring met God reg in die begin al gehad. En die Bybel sê in 2 Korinte 4 vers 16, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan die uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Of soos ek dit noem, die innerlike ek. Die innerlike ek gaan geestelik of vleeslik word. Ek kan besluit wie word vernuwe. My ou natuur, wat dood is, wat ek weer laat revive, of my gees, wat van dag tot dag vernuwe word, van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid gaan. Dit gaan dat ek 'n verhouding het met die Here. Ek het nie gebly by die eerste werke rondom bekering nie, ek het al gevorder. My verhouding het gevorder, my geloof het gevorder. Daar was groei, daar was al reeds groei in my lewe. Ek is nie meer die ouetjie wat 1989 my hart vir die Here gegee het nie. Daar is groei. In die hartseer, dat is baie ouens wat vir jare hulle harte vir die Here gegee het, maar hulle is nog steeds op dieselfde plek.
Daar's 'n konstante groei, konstante verandering na die beeltenis van Christus, to be Christ-like. Jy kan nie môre soos Malva lyk en môre soos Adam, nee, jy is konstant in wie jy is in Christus Jesus. Ek het 'n verhouding met hom, maar die probleem is, die kerk wil wydsbeen gaan. Die kerk wil by die eerste werke begin en wil nie verder verdiep in hulle verhouding, in hulle geestelike lewe nie. Luister, jy is verantwoordelik vir jou geestelike lewe. Nie ek nie. Nie jou ma nie, jou pa nie, niemand nie. Nie ek is nie verantwoordelik vir my vrou se geestelike lewe. Daar gaan 'n paar ouens nou verskil. Ja, ek is vir haar te bid. Ek is daar om haar leiding te vat, maar ek kan haar nie maak dat sy die woord moet lees nie. Ek kan haar nie maak om heilig te lewe nie. Dit is 'n keuse wat sy moet hê. En ek en jy, God gaan jou nie maak om heilig te lewe nie. En hy meng nie in met ons besluite nie. Dan is hy nie God nie. Hy vertrou ons dat ons die beregte besluite gaan maak. Want ons het reeds gekies van wie ons is. Dit kan probeer, luister. Dit kan probeer om 'n fyn balans tussen die ryk van die gees en die vlees te handhaaf. Ek en jy moet besef, jy's nie alleen in hierdie geveg nie. Hierdie tweeling bots gedurig en veroorsaak innerlike tweespalk. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie. Voel jy so, ja, spiritually. Jy voel jy hoor God se stem. Jy voel so na aan God. As dit tye wat jy twyfel, waar is die Here? Is hy hier? Gehoor hy my nog? Jy sien, wanneer jy by daai plek gekom het in jou lewe wat jy wonder, hoor hy nog, dan moet jy weet, hy is nog altyd daar, hy het nog nooit aan jou sy verlaat nie. Maar hy tweeling boetie van jou wil twyfel bring. Wil twyfel verwek dat jy nie meer goed genoeg is nie. Daai tweelingboetie wat die ou natuur is, wat die sonde wil dien, wat die lekker dinge van die wêreld wil hê, wat wil sakkie op 'n Vrydag aan, en op 'n Sondag dan staan jy stokstyf en jy sing, maar niks gebeur nie, want jy het 'n dubbele lewe, jy wil die wêreld dien, en jy wil God dien. Luister, jy moet kies, want die woord van God sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Jy moet kies op watter weg jy wil wees. Jy beïndruk my nie. Maar ek wil God beïndruk deur my lewe voor God toe te wy en sê, Here, ek is uitverkoop aan Jesus Christus. Ek het nie 'n smaak vir die sonde nie. Ek het nie 'n smaak vir die ongeregtigheid nie. Ek is nie lus vir 'n geskinder nie. Ek is nie lus vir bekleierery nie. Ek is nie lus vir 'n movie te kyk nie waar daar 'n pornografie op is nie. Nee, my gees sê nee, steek my weg. En my vlees sê, yes, kyk, maar my gees sê, onttrek jou, sit dit af. Maar ons luister en ons entertain die ou natuur wat die goeie wil kyk, die perverse dinge van hierdie wêreld. Ek wil sê, jong mens, hou jou skoon, hou jou rein, moenie betrokke raak aan die vuilheid van hierdie wêreld nie. Hou vas aan Jesus, jou leidsman, jou volleinder van jou geloof. Moenie dat 'n jong man jou kom vertel hoe oulik en hoe mooi jy is nie, net om by die volgende dag, vir die volgende geleentheid jou in die bed te kry nie. Ek gaan nie met jou doekies draai nie, ek gaan jou reg met jou praat. Jy moet reg lewe voor God. En ek wil vir jou sê, dit wat jy het is kosbaar. Een oomblik kan jy alles verloor. Een oomblik kan jou liefde vir God verloor. Een oomblik kan jy skaam raak van die teenwoordigheid van God. En jy voel, ek kan nie meer sy teenwoordigheid nie, want ek het aandag gegee aan jou tweeling, wat wil teenstaan my geestelike mens. Moenie jou getuienis verloor nie, jong man, jong vrou. Hou vas in jou getuienis. Niemand het vir jou gegee nie, God het vir jou gegee. Jy kan sê, maar ek het nie so groot getuie soos die volgende jong man nie. Prys die Here, jy het nie so groot getuie nie, want jy is van jongs af vasgehou aan die beeld van Christus Jesus. Van jongs af jy uitverkoop aan Jesus. Jy het nie nodig om 'n groot getuienis om iets groot te wees nie. Maar luister, dit vat 'n jong man, 'n jong dogter wat nee sê vir die sonde, nee sê vir die ongeregtigheid. Ek wil my skoon hou, ek wil my rein hou, want ek weet dat God het 'n maat vir my.
Ek het 'n maat wat God aan my gegee het, wat toegewyd gaan wees. Moenie dat iemand jou vertel, dat hy so lief vir jou, dat die sterre sal skuif. Nee, hy kan nie die sterre skuif, net God kan dit skuif. Moenie vir jou sê, hy sal oor die Rooi See swem nie, want die haie sal hom vreet, man. Hy lieg. Moenie, hy soet woordkies, hy het elke woord wat moet sê, hy oulik, jy lyk soos iemand wat uit die hemel geval het. Jy lyk soos 'n engel. En al engel wat in die hemel uit geval het, is Lucifer. Kom aan. Hey, kom aan. Ons moet verlig wees as die kinders van God. Ons moenie in duisternis wees nie, ons moenie gevang word deur pap en wip deur elke dingetjie van hierdie wêreld nie. Die Bybel sê is God nie, hy verlei niemand nie, is jou begeertes. Jou begeerte. As jy begeerte het vir die sonde, dan klop dit aan jou deur. As jy begeerte het na die verkeerde dinge, dan gaan dit voor jou deur staan. Maar as jy rein en skoon wil lewe, kan daar nie, God sê, het nog niemand versoek nie, behalwe deur 'n menslike begeerte. Hy versoek jou nie. Is jou eie begeertes. Wie waar begin het? Die 5 konings. Hy 5 konings wat jy so dien. Hy 5 konings wat jy toegee. En God sê, pas op. Dit is vanmôre baie lank gepreek. Tuis kom. En dan gaan jy die volgende helfte aanvat. Daar's 'n stryd tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. Daar's 'n stryd. Kyk, so ons jong mense weet dit. As pa gesê doen iets, of ma gesê, wie dan kyk hulle jou so, en dan sê, nee, weet daar's 'n stryd, en van die pastoor gepraat het, en sê, dit gaan ons doen, weet jy dan hoeveel ouens is ongehoorsaam, hulle besluit, pastoor, jy gaan nie vir my besluit nie, weet jy, ek wil jou help, hoe gaan jy God kan eer, as jy nie die vader van die huis kan eer nie? Hoe gaan jy God gehoorsaam, as jy nie die vader van die huis gehoorsaam nie? Hoe gaan jy God se woord kan hoor, as jy nie hierdie woord kan hoor nie? Jy sluit jou af van die woord af, en sê, maar hierdie woord is nie van my nie. Hey, ek het dit nie geskrywe nie, God het dit geskrywe. Hy het geskrywe om jou te help. Hy wil jou red uit verderf. Hy het iets goeds vir jou, en iets beters vir jou instoor. Tussen die lewe in die lig, of in die duisternis. Jy kies, lig of duisternis. Lig of duisternis. Elke dag staan jy voor 'n keuse. Tussen 'n begeerte om reg op te tree, of te sondig. Dis die besluit. Hierdie natuur staan teenoor mekaar, en ek kan nie maak wat ek wil maak nie. Paulus het die stryd tussen die innerlike mens, en die uiterlike vleeslike mens, soos gevolg beskryf, en hy sê die volgende, in Romeine 7 vers 21, vanaf vers 18, ek gaan lees tot 22 tot 23, hy sê, want ek weet, dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goed woon nie. Want jy's gebore met 'n sondige natuur. Jy's nie gebore met 'n geestelike natuur nie. Daarom is jou geesmens is opgewek deur wedergeboorte. Maar hoe lank het jou gevat het, voor jou geesmens opgewek het jou ou natuur so sterk gemaak. Daarom sê jong mense, jy het nie worry om te bekommer, omdat jy so slegte mens was nie, en so groot getuienis het nie. Luister, dit gaan daaroor, dat jou stryd om tot inkeer te kom, is so maklik gewees. Want daar is niks wat jy moes aflê, wat is 'n binding in jou lewe veroorsaak. Sekere dinge ja, maar hy bindings, jy is nie vasgevang in 'n binding of in 'n verslawing nie. Hy sê verder, hy sê, want om te wil is by my aanwesig. Hey, as baie ons wat vanaand wil kerk toe kom het, maar te sê, nee, ek is te moeg. Ek het wil om heilig te lewe, nee, ek kan nie. Hy sê, maar om te goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie. Maar die sonde wat in my woon, die ou natuur, hy doen dit, en vrywilligheid
doen hy. En hy gebruik hierdie liggaam as 'n werktuig vir die ongeregtigheid. Of hy gebruik hierdie liggaam vir die geregtigheid. Maar nou sê Paulus verder, hy sê, ek vind dus, vers 21, hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in die lede wat stryd voer teen die wet van die gemoed en my gevangene neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Met ander woorde, Paulus sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As 'n heeltyd hierdie geveg en die tweelingboetie in jou om die sonde te doen of geregtigheid. Gaan kyk my hierdie week wanneer sonde, wanneer ongehoorsaamheid aan jou deur klop, of 'n movie of iets wat jy moet kyk, hy begeerte, hy lus. Laat hy lus geblus word vir die wêreldse dinge, maar jou lus vir God net meer word. Jy kan 'n Christen wees en Bybel lees, Jesus lief hê, kerk toe gaan, jou tiendes gee, maar steeds 'n innerlike ek. Die vyand het jou probeer oorheers om jou lewe te wil beheer. En hierdie stryd tussen die tweeling, sal daar of vreugde of swaarmoedigheid wees. Aanbidding sal oorheers, of daar sal geestelike droogte wees. En weet jy wat? Ek kan vanaand vir jou sê, hoeveel geestelike droogte is daar nie vandag nie. En die kind van God se lewe. Nog nooit was die kerk so onder 'n aanval soos nou nie. Die kerk is in 'n geweldige aanval om tussen lig en duisternis. Jy's heeltyd in die omvang van sonde en ongeregtigheid. Heeltyd in die omvang van versoekinge. Heeltyd in die omvang van om te kies, wat gaan ek maak? Daar's 'n stryd hier binne in jou om gehoorsaam te wees of ongehoorsaam te wees. Gaan kyk hoe lyk 'n huissel. Kyk hoeveel ouens gaan nog na 'n sel toe. Gaan kyk nog hoeveel ouens lees die woord. Hoeveel ouens verdiep hulle in die worship van die Here. Ek het vanmôre gesê, omdat hierdie worship span, worship sê nie, dat die worship wat hulle gee vir God aanvaarbaar is nie. God ken die worship van die hart. Is nie te sê ek preek die woord, God kyk na my hart vanaand. Hy ken die inhoud en die diepte van my hart. En soos elkeen vanaand hier so sit, ken God die inhoud en die diepte van jou hart. Is dit vir jou net 'n job? Of is jy hier omdat ek lief is vir die Here? En ek het 'n verhouding met God. Ek is hier uit 'n tradisie of 'n gewoonte nie. Ek is hier, ek is lief vir die Here. Ek wil hom worship, ek wil hom vereer, ek wil hom besing. Ek is hier waar ons 'n familie is. Dit is hier waar ons mekaar ondersteun en aanmoedig. Dit is hier waar ons mekaar gryp en vir mekaar kan bid en mekaar kan aanspoor. Hou net aan. Moenie tou opgooi nie, hou net aan. Dit is hier waar ons mekaar in die harte dra, waar ons entwine is. Ons is ingeweef met God, ingeweef met mekaar. Jy sien wat die vyand wil doen, wat ons ingeweef is as kinders van die Here, hy wil 'n swakpunt vind in hy modering. Wanneer hy 'n swakpunt gevind het, dan kom hy en hy sê, dit is die klein jakkalsies wat die wingerd verniel. Die vyand is daarom uit om verdeeldheid te bring. Die vyand is daarom uit om 'n skering te bring. Die vyand is daarom huwelike aan te vat. Luister, die verhouding tussen 'n man en 'n vrou om skade te hê. Tussen 'n seun en 'n pa, verdeeldheid, en 'n seun en 'n dogter, verdeeldheid met die ma. Dis reeds als hierdie dinge. God sê, ek weet, luister, die geestes, in Getsemane het Christus gaan bid. Hy het afgesonder sy disippels, toe hy terugkom, toe sal hy slaap, en hy sê die volgende ding, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Die gees is gewillig, maar die vlees, hy kan nie. Hy weet jy veel ouens net sy vlees is, ek sê in die week vir die ouens, ek sê, jy moet geestelik fit raak, en jy moet liggaamlik fit wees. Want jy help nie, jy's geestelik fit, maar jou liggaam is nie fit nie. Hoor jy wat ek sê vandag? Jy sien, dit is,
As ek fit is, liggaamlik fit is my gees net so fit. Want ek kan dinge deursien, ek kan dinge aanhou, ek kan sit met die woord, ek kan sit met worship, ek kan ure spandeer voor God, sonder dat ek moeg raak, want ek is in sy krag, nie in my krag nie. Ingestwyn met God. Jy sien dat te veel ouens het is ingeweef met die wêreld. Ingeweef in sonde. Ingeweef in die ongeregtigheid. Omdat die menslike liggaam, die siel en die gees is, gaan al 3 dele gevoed word. En jy kan kies hoe jy hulle gaan voed. Die liggaam leef van natuurlike kos en water. Sonder natuurlike kos en water gaan hierdie liggaam sterf. Ek het kos nodig. Ek dink dis 'n paar ouens as jy nie klaar is nie, is die maalfappoering, ek het hom nodig, ou broer. Dit was 'n lang diens. Maar is tot jou behoud, as om jou te help, as om jou te red, dat jy hierdie woord moet hoor, die siel of die verstand, of die intellektueel, die denke, die deel van die menslike samestelling, en word gevoed deur die kennis en die beelde, en die prente, en die ervarings, so is jy besig om hierdie ou natuur te voed. Jy is so geleerd, jy spandeer soveel tyd in jou studies, soveel tyd in jou werk, soveel tyd in jou hobbies, maar wanneer dit kom by jou gees, is hy arm. Hy is arm. Jy het geen voeds, geen substance in jou gees nie. Geen wonder jy val so maklik nie. Geen wonder jy neem so maklik aanstoot nie. Geen wonder jy raak so vinnig kwaad nie. Maar wanneer jou gees as substance is, dan sien jy die vyand van ver af kom en sê, hey, stop net daar in Jesus naam. Ek gaan nie toegee aan hierdie gevoel nie, ek gaan nie toegee aan hierdie emosie nie, ek gaan nie toegee aan dit wat hy aan my deur wil, ek gaan nie my ore 'n vuil asblik maak nie. Ek maak 'n keuse. Want jy sien, wanneer ek so ingelig is oor baie dinge, oor my gees, in my vleeslike dimensie, wat ek heeltyd voed, en ek voed om. Maar wanneer ek kom by God, is ek arm. Wanneer ek jou vra oor die doop, dan gaan jy my sê, Andy Haas, ken die, weet nie. Jy het moeite gemaak om te leer jou vak. Jy het ingesit in die vak. Maar jy het nie ingesit by die goddelike dinge nie. Jy het nie tyd spandeer met Godse dinge nie. En die geringste ding wat gebeur, verloor jy fokus. Jy verloor jou plek in die bediening. Pastoor, ek wil net sê, my seisoen is om. Ek wil nie meer betrokke raak by die jeug nie. Ek is my dae so gevul, ek het nie meer tyd nie. Is reg. Wie het vir jou gesê, jou seisoen is om? Jy sien, as jy gevul is met God se gees, en jy is geestelik verryk in God, God roep jou vir 'n taak, en hy bring verhoging, jy bring die decrease. God vat jou nooit van 'n hoogte af na onder toe, en sê begin weer van voor is omdat jou verhouding skade gelei het. Is omdat jy meer tyd het vir die dinge van hierdie wêreld, is besig om al die dinge van jou natuur, wat hy so soek, en wat hy so smag, die sakkie, dans met die rooi rok. Ons wil al die lekker dinge doen, maar wanneer kom by God se dinge, en ek sê ons gaan deur nag bid, nee, 10 ouens daag op, 300 besluit om nie te kom nie. Baie is geroep, maar min is uitverkies. En ons besef nie, jy speel met God se genade nie. Jy besef nie dat God weet die inhoud van die toestand van jou hart. Môre het jy God nodig. Dan sê Here, jy staan 10.000ste in die ry. 3 maande, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar gaan verby voordat God jou gebede gaan verantwoord. Hoekom? Want jy het die tyd gemaak vir God toe jou aandag gesoek het. Maar nou die God se aandag nodig het, jy's in 'n plek vasgevang, jy het God nodig vir 'n uitkoms, nou wil jy sy aangesig soek. Pastoor, bid vir my. Toe pastoor gevra het, raak betrokke, het sê ek nee. Toe pastoor gevra het, bid saam, sê nee, ek het die tyd nie. Ek het die tyd nie. Ek het te veel tyd op hande met die vleeslike natuur.
Maar wanneer kom by God se werk, God se lewe, dan skiet ons tekort. Matteus 4 vers 4. Ek het gesê vanoggend, hier gaan ek land, maar gaan 'n bietjie vashou. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. 'n Mens leef nie net van wiskunde en aardrykskunde. 'n Mens leef nie net van Engels en Afrikaans nie, van Kosa, wat ook al nie. Maar mens, maar my gees het die lewende brood van God nodig. Dis my behoud, dis my substance. Jy versterk die deel wat jy voed. Alle soorte kos is egter nie goed vir die menslike liggaam nie. Ek praat net nou met iemand, nie naam noem nie. En hy sê, hy het sy suiker uitgesny, hy het sy kaaps uitgesny, en het alles, en ek sê, jy's like goed. Mense, jy like goed. Maar dit kos werk. Dit vra van jou. Hy beklei, hy soek kaaps. Hy soek kaaps. Hy soek soetigheid. Hy beklei so, en jy sê, nee, jy gaan dit nie kry nie. Ek kruisig jou. So jy sê, om die naam van Jesus. Ek wil maarder raak, ek wil nie vet wees nie. Maar die kos wat jy inneem, is nie altyd vir jou goed nie. Dis waarom baie jong ouens op 'n jong ouderdom hulle harte versaak. Dis waar baie ouens vroeg siek raak in 'n lewe, wat dit hulle ingevat het, was nie goed nie. Ek wil vandag vir jou sê, sonde, maak dat jy God mis. God het sy woord vir jou gegee om jou te red en jou te help. Maar dan raak jy kwaad vir die woord van God. Raak kwaad, want wanneer ek praat oor tiendes en offers, raak jy kwaad. Wanneer ek praat oor geregtigheid, raak jy kwaad. Wanneer ek praat om heilig te lewe, om bid saam, jy raak kwaad. Maar want as 'n stryd wat aanwesig is, Paulus sê, ek sien hierdie lede wat in my is, hom moet ek oorwin. Hom moet ek oorwin, ek kan nie toelaat dat hy my oorwin nie, want ek moet geestelike substance nodig, ek het die brood van die lewe nodig. Jou vlees het vleeslike smake, en jou gees het geestelike smake. Waarna smaak jy die meeste? Behalwe die bord kos voor jou. As 'n smaak na die ongeregtigheid, as 'n smaak om kwaad rond te loop. Daai tweeling boetie, as 'n smaak na die goddelikheid. Dit wat jy voer, word bepaal waarvoor jy die smaak gaan ontwikkel. Wat voer jy? Netflix? Jy gaan 'n smaak ontwikkel vir die dinge wat jy by jou oë kyk. Jy het 'n smaak vir jou hobbies en vir alles wat verkeerd is. Jy het meer 'n smaak vir dit as vir die goddelike dinge. Dit wat jy voer, gaan jy aptyt hê voor. Wat is jy besig om te voer? As jou gees voed, sal jy altyd die vlees dwing om God te gehoorsaam. As jou vlees voed, sal jou gees altyd armoedig wees. As jou gees voed, sal jou vlees altyd armoedig wees. Is nie om jou gees armoedig te kry nie, is om jou vlees, jy maak hom kragteloos. Want die wat deur die gees gelei word, die is kinders van God. Wie lei jou? Wie is klip voor jou? Wat 'n begeerte jaag jy na? Wat is dit wat jou so trigger om na te jaag dat jy vervulling kan kry? Maar dit is die gebrek aan volwassenheid. Om te verstaan dat elke keer wanneer God jou wil verhoog, daar 'n bose gees sal wees om jou te weerstaan. Elke keer wanneer God jou verhoog, tree verskonings in. Jy het nie tyd nie. God wil jou verhoog. God wil jou versterk. Johannes 15 vers 4. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra,
om homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. Geen loot kan op sy eie bestaan nie. Geen vrug kan op sy eie bestaan nie. Jy moet, die mooi Engelse woord, ingeweef, entwine met die wynstok wees. Wat jou lewe gee, wat jou energie gee, wat jou blydskap gee, jou vreugde gee. In hom is jy kragtig. In hom word jy gelei. Om te bly in die wynstok bring meer gehoorsaamheid. Ek kies om gehoorsaam te wees. Ek applaus julle almal wat vanaand hier is, wat vanmôre die dienste bygewoon het, vir u wat inkyk, ek applaus jou, want jy het gekies. Jy kon Netflix kyk het, maar jy's hier. Jare terug was dit die 8 uur movie, e-TV, SEK, nou is dit Netflix. Maar vandag het jy gekies, want ek wil hierdie ou voed. Ek wil my geesmens voed. Dit is jou en my verantwoordelikheid om nie toe te laat dat die sonde in jou sterflike liggaam heers nie. Jy's die oorsaak. Dis nie die duiwel nie, dis jy. Want jy het toegegee aan die versoeking. Jy het toegegee aan die begeertes. Was nog nooit die duiwel nie, dit was jy. Want jy het gekies. Die duiwel kan jou nie maak kies nie. Hy plant net 'n saad. Deur wat die 5 konings wat jy voed. En daai saadjie groei. En raak hy 'n boom. En later as jy weer sien, o kyk, is jy weg van God, weg van sy teenwoordigheid. Wat het gebeur? Wy toegegee aan die saad wat die vyand geplant het. Baie ouens vandag is uit kerk uit, wil die Here nie meer dien nie, as gevolg van seer kry. Weet jy hoekom? Dis want jy het nie verdiep in God nie. Kind van God kry seer nie. Want jy bou die karakter van God. Jesus het seer gekry. Jesus was vervolg. Jesus was bespot gewees, maar nog nooit het hy sy rug gedraai en gesê, Vader, ek het seer gekry nie. Sy doel was vir jou en vir my, die kruis. Dat ek en jy die oorwinning kan behaal. Want hy het al reeds die oorwinning vir jou en my behaal. Daarom bly in die wynstok. As jy op jou eie is, dan kom sonde meer. En dit raak meer. Ek sluit af. Wat jy God se woord gaan plaas, waar jy God se woord gaan plaas, gaan bepaal of jy oorwin of nie. Ek gaan weer sê, waar jy God se woord gaan plaas, gaan jy bepaal of jy gaan oorwin of nie. A depressed person look at the past. A worried person look at the present. A faithful person look to the future. As temptasie of jou logika in jou pad kom, hef God se woord op. Hef sy woord bo jou verstand, bo jou logika, bo die versoeking en sê, met my God spring ek oor hierdie muur. Met my God storm ek hierdie bende. Met God aan my kant sal ek oorwin. Daarom moet ek in die wynstok bly. Moenie van hom weg beweeg nie. Moenie te besig gevind word dat jy van hom vergeet het nie. Dat jy meer tyd op hande het nie. Die Here gee my 'n woord. Woensdag aand. Donderdag aand gee die Here my 'n woord. Terwyl ek daar sit by hierdie konferensie, gee hom val dit in die woord wat die Here my gee, die tyd is nou. Die tyd is nou. En dit is die perfekte tyd. Die tyd is nou. Is die perfekte tyd dat jou lewe in orde gaan kry. Is die perfekte tyd wat jou weer gaan inanker in hom. Is die perfekte tyd om die tweeling ou Boetie af te sterf. Maar toe dat deur die Gees van God te laat lei en nie deur jou vlees nie.
Ek glo God is besig om mense op te rig wat heilig maak nastrewe. Ek glo dat God weer 'n honger in mense het ontwikkel vir sy woord. Ek het gesien die afgelope tyd, daar's 'n honger onder die kudde. Daar's 'n honger. En weet jy wat, wie sit hy honger? God. Hy gee vir jou aptyt vir hom, nie meer aptyt vir die wêreld en die dinge van hierdie wêreld nie. I'd rather have Jesus than this world. Ek wil aptyt hê vir God as die dinge van hierdie wêreld. Jy ontwikkel 'n geur wanneer God se woord deel is van jou lewe. 'n Geur wat aangenaam is vir God. 'n Geur waar mense wil met jou spandeer, tyd spandeer. Ek wil vanaand vir jou sê, ek het vanmôre gesê, pas op, my werk wat God my gegee het, as 'n herder, as 'n geestelike pa van hierdie huis, is om die wolwe uit te ken. Is om op te pas, die kudde op te waarsku teen die wolwe. Romeine 16 vers 17 sê dit baie duidelik. Hulle kom baie vriendelik en baie sag voor en alles, die mooi praatjies kom hulle na voor, maar terwyl hulle eie buik wil voed. Hy sê pas op. Die Engelse vertaling sê mark them to those who bring division. Waar daar eenheid is, waar daar koöperatiewe salwing is, sal die vyand wil inkom deur die wolf om skeiding te bring. Om skeiding te bring. Daarom waak en bid, want julle teestander die duiwel loop soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind en wie hy kan verskeer. Kan ons staan vanaand? Ek wil vanaand vir jou vra. Jy is die eie beoordelaar van jou lewe. As die Here jou vanaand op 'n weegskaal moet sit, gaan jy jou te lig vind dat jy nie geskik is vir sy koninkryk nie. Watter kant van die weegskaal gaan jy jouself bevind en jy alleen is die beoordelaar van jou lewe. Net jy. En God weet vanaand watter kant die skaal gaan tilt. As hy vanaand moet kom om ons te kom haal. Net jy weet vanaand hoe die diepte van jou verhouding is. Iemand het eendag gesê, pastoor is nie hulle wat nou kort die Here dien en hom wegdraai van God, is hulle wat lank die Here dien. Hulle wat gewoon geraak het aan sy prediking, aan sy woord, aan die worship. Gewoon geraak aan mekaar. Ons het hom gesien net as 'n vriend, maar nie gesien die God, wat die regter gaan word van jou en my lewe, want ons eendag te voorskyn gaan kom, as jy God mis nie. God weet vanaand die inhoud, en jy weet ook vanaand, as die Here vanaand moet kom, gaan ek bly, of gaan ek saam? Gaan ek bly, of gaan ek saam? Jy wat my kyk oor die lig vanaand, jy ken die toestand van jou hart. En die Here sê vir jou woord, en die tyd is nou. Die Kairos tyd, die perfekte tyd, wat nou aangebreek het vir jou, en vir my. Dis die tyd, wat hy wil verhoog. Dis die tyd wat hy wil versterk. Dis die tyd wat hy wil red. Dis nou die tyd.
terwyl jy ondersoek doen in jou lewe vanaand. En ek weet vanaand daar's 'n stryd hier binne in jou. En ek weet daar's 'n natuur hier binne in jou wat skaam is. Is 'n natuur wat sê moet my net nie op die spot sit nie. Maar ek wil vanaand jou eerder op die spot sit. As jy eendag daar voor die wit oordeeltroon staan, jy gaan voor die spot wees van duisende mense wees wat God verlaat het. En gaan sê, Here, hoekom ek eendag daai dag die geleentheid aangegryp het en gesê, Here, red my, terwyl ek op pad op hel toe is en God besig om te mis. Is besig met soveel dinge. En God wil jou aandag hê. Hy stuur 'n woord vanaand vir een en elkeen van ons. Wie is ek besig om te voed? Die natuurlike mens of my geestelike mens? Dit sê nie vanaand dat jy in 'n bediening is, dat jy's besig met die geestelike dinge nie. Jy kan net soveel in die bediening wees en God nog steeds mis. Dis nie jou vrywaring nie. Jou vrywaring is, het ek verhouding met God. Hy's my lewe, hy's my asem, hy's my alles. Vir hom het ek lief. Ek gee my alles, want hy behoort, ek het hom so lief. Van jou liefde verminder teenoor God. En die natuurlike dinge vra weer vir jou beter, weer vir jou sin. Was jy maar warm of koud? Omdat jy lou is, sê God, ek spoeg jou uit. Ek gee vir jou 'n woord vanaand. Ek gee vir jou 'n woord vanaand. God is die redder vanaand. Hy is die redder vanaand wat jou wil red. Hy is die een wat jou liefde wil herstel. Hy is die een vanaand wat sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Maar kom terug. Kom terug na die wynstok. Kom word deel aan sy heerlikheid. Kom raak deel aan sy liefde. Raak deel aan sy bediening, wat hy ons geroep het. As die woord vanaand met jou praat, ek wil graag saam met jou bid. Daar's 'n tyd in my lewe dat ek moes terugkeer na God. My titel gaan my nie red nie. Hoeveel keer ek in die kerk is, gaan my nie red nie. Dis my verhouding met God. En ek wil vir jou vra vanaand, hoe lyk jou verhouding voor God? Moenie vir my sê, praat nog in tale nie. Is 'n geskenk van God. Die Here sê, in daardie dag sal hulle sê, Here, in U naam het ons duiwels uitgedrywe. In U naam het ons hand op die siekes gelê. En die Here sê, gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Hy praat nie met 'n wêreldling, hy praat met die kinders van God, wat eens op 'n tyd op tyd het vir God, maar tussentyd het hulle eerste liefde verlaat. Jy kan nie vanaand my vertel wat ek in die verlede gedoen het nie. Ek vra vir jou, wat doen jy vanaand vir God? Wil jy nie saamkom? Ek wil saam met jou bid, net hier. Net hier. Dis my en jou uitnodiging vanaand. Dis my en jou uitnodiging. Ek weet jy binne in jou sê, man, ek kan regmaak by die huis. Man, ek kan mos regmaak net daar waar ek staan. Dis reg. Maar God rig 'n uitnodiging. Nee, ek nie. Ek is maar net die instrument. Kyk verby my. Hy maak 'n uitnodiging na een en elkeen van ons. Elkeen van ons. Ek is maar net die instrument vanaand wat my mond oopmaak en sê, Here, praat met my, deur my. Want U weet, U het hulle verkry deur U bloed. En jy sien wat die vyand besig is om te doen. Hy is soveel besig om mense weg te lok van die heerlike plan. Weg te lok van die heerlikheid. Weg te lok van die teenwoordigheid.
te besig kom raak. Ons het nie meer tyd vir die woord nie, want ons is besig. Maar God sê, kom net soos jy is. Kom net soos jy is. Kom net soos jy is. Wees jy die beoordelaar van jou lewe. As Jesus hier vanmôre en vanaand moes staan, sou hy nog in jou bank gestaan het, terwyl hy uitnodiging gemaak het. Daar was disippels gewees wat vir Here gesê het, hierdie woord is te hard. Wie sal dit kan onderhou? En het weggedraai van hom af. En Jesus na sy eie disippels gekyk en het gesê, wil julle ook maar nie gaan nie. En Petrus gesê, waartoe gaan ons gaan? Waarheen sal ons gaan? Ek vra vir jou vanaand, waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad? God praat vanaand. Moenie wik en weeg vanaand nie. Ek weet in my gees vanaand, my gees is so sensitief. Ek weet. Daar is nog ouens wat moet kom. Moenie jou laat mislei deur die vyand nie. Moenie dat trots in die pad staan nie. Dit is net hierdie oomblikke vanaand. Wie wat hier so staan vanaand voor hom. Ek wil hier met daar in die bank en net jou hand oplig vanaand. Wat toe dat God se gees jou bedien. Dis jou uur, dis jou tyd. As jy God nodig het, kom.
to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever. Every crumb. This is my surrender. Here is every do whatever you want to do whatever you want. Around the world of all my religion, shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. To do whatever you want. My religion, your way is better. Oh, I'll make room for you. I surrender my
do whatever you want to do whatever you want to. Make room. Wanneer jy begin 'n ruimte maak vir God, gee jy vir God beweging. En hy beweeg in jou. En hy kom word die leidsman van jou lewe. Maak hom kaptein van jou lewensboot. Maak hom nie die kaptein nie, maak hom ook die bestuurder van jou lewensboot. Dat jy in sy rus opgeneem kan word. Met die wete, hy weet waantoe jy op pad is. Bly in hom. Bly in hom. Vader, ek wil bid vanaand vir een en elkeen. Elke aanval wat geloods is op die kinders van die Here, wil ek vanaand, Here, breek in Jesus naam. Here, elke ou natuur wat nog wil staan. Daai tweeling wat ons nie van hou nie. Daai tweeling, Here, wat ons lelik maak. Daai tweeling wat die beeldnis van Christus skade bring. Here, dat ons sal gekruisig. Soos hy by 'n boom sal wees, sal leef, kies om ons vol te maak van die woord, vol te maak van die worship, van die prys, die aanbidding, vol te maak, Here, met u kennis. Dat is die kennis van die Jesus. Begin by die huis. Here, bewaar ons. Die woord sê, hy wat meen dat hy staan, pas.
lewenssappe. Ons moet in verhouding te staan met U. Here, waar is nou vandag? Vandag ons in daai liefde. Ons stap vars en nuut U uit. Ons stap ingelig U uit. Ons stap herstel U uit. Ons stap hier uit vanaand met die wete, my God, U het met ons gepraat. U het gepraat wat U wil red. My gebed in Jesus naam. Amen en amen. Ouens wat oor partnering met Faith in Action. Pastoor Marius het die van Faith in Action die saak sal saai.